einde van moderne Israel. Kom ons kyk daarna. Ons het gekyk na die begin van moderne Israel. Kom ons hardloop net 'n bietjie vinnig daardeur. Ons kry net weer dit in ons agterkop, want ons het gesê dit is lyn op lyn. Jesaja 28 leer vir ons lyn op lyn. Ek wil hê laat ons vandag 'n bietjie gou daarna gaan kyk. Ons het die lyn getrek van die Millerites en ons het gesê die tyd van die einde is 1798. Onthou ons het meer as een getuienis daarvan gehad. Ons het ook gesê die FSA het ingekom en ons het ook gesê die FSA was 'n tweehoring nasie. Protestantisme en republikanisme. En ons het gesê dat een van die horings het reeds geval. 1842 die protestante hulle deure toegemaak, onthou? En dit het gegaan oor 'n visuele toets wat die Here vir hulle gegee het. En dit was die 1843 kaart. Ons het gekyk, die boodskap was gevorm, Daniël 8:14, 2300 jaar, of aande en môre, soos wat dit in Daniël staan, maar 2300 jaar. En ons het gesien dat hulle dit eers gesien het as die einde van 1843. 'n merkwaardige ding wat ons gesien het, die eerste engel boodskap kom in geskiedenis in. En hy word bekragtig die 11de Augustus 1840. Islam in daai terme, die Ottoman Empire was vasgehou. Hulle het geval, dis die tweede wee van Openbaring 9 wat ons na gekyk het, die 11de Augustus val dit, en die wêreld, hier was 'n voorspelling gewees, onthou julle, en die wêreld kyk nou met ander oë na hierdie mense, na die Millerites, en hulle kyk en hulle sien, hierdie mense het iets beter, die dag-jaar prinsip, want al hierdie was gebaseer op tyd. Die hele lyn is gebaseer op tyd. Hulle sien hierdie mense het dit reg. En baie mense kom in hierdie geloof in en hulle begin saam hierdie boodskap te doen. Maar ons sien ook wat gebeur hierso is, die Here begin met 'n toets. Ons sien daar's 'n toets, die eerste engel kom af. Wat is die eerste engel boodskap? In een woord sê ons, dit is sonde, dit is om te bekeer. Dit gaan oor om te bekeer. Die eerste wat Johannes gesê het is, onthou Johannes die Doper, hy het gesê, bekeer, want die koninkryk van God is naby. Dieselfde toe Jesus sy bediening begin het, het hy gesê, bekeer, die koninkryk is op hande, is naby. So, hierso word 'n oproep gedoen, om 'n einde te maak aan sonde. Want onthou die hele hervorming wat die Here stuur, is om hulle uit die duisternis waarin hulle was, vir die 1260 jaar, uit te haal. Want jy sien, hulle het van Rome se doktrine saamgebring. 1842 sien ons, die protestante maak hulle deure toe. En 19 April 1844 is die einde van die Joodse 1843 jaar. Op ons kalender, die Gregorian wat ons gebruik, 19 April 1844, is die eerste dag van 1844 in die Joodse kalender. Ons het daarna gekyk met die aanbieding van Esra 7:9. En ons sien 'n teleurstelling. Ons sien ook, dit is 'n tyd wat fanatisme begin het, wat ingekom het, en ons het gesien, daai tyd van fanatisme, en ons het 'n aanhalings daarvoor gegee, stop dan by die Exeter kamp vergadering wat hulle gehad het die 15 Augustus 1844, en ons weet van hier af, is die tweede engel bekragtig, en die middernaggroep van Matteus 25, met die 10 maagde, kom in geskiedenis in. En die boodskap gaan uit, dat die Here is op pad. Hulle verstaan nog steeds, dat, hulle verstaan die datum nou, van hier af, onthou,
Samuel het nou ingekom, hy het hulle verduidelik, en ons weet dat hulle verstaan die datum, maar hulle verstaan nog steeds nie, of hulle glo, dat dit die tweede koms van Christus is, ons verstaan dit. En wat gebeur is, dat hulle kry 'n groot teleurstelling, Christus kom nie, maar ons weet, en ons het gekyk daarna, waar Christus beweeg van die heilige gedeelte, in die hemelse tabernakel, en hy gaan na die allerheiligste toe. Dit is alles Daniël 8:14. Dit is die oordeel wat begin het, die derde engel kom af, en dit is die oordeel. Ons het vandag gekyk na 1846, ons het gesien die huwelik het ingekom tussen Alan G. Hammond, Alan Gold Hammond, wat White geword het, wat met James White getrouwd het, en ons sien daai naamverandering, en ons gaan nog meer daaroor gesels later, wat 'n gedeelte is van die verbond wat die Here met ons maak, en ons sien ook die Sabbat wat ingekom het. 1850 maak hulle die tweede kaart van Habakuk, wat die Here sê, skryf dit op 'n kaarte, en laat die wat lees daarmee kan hardloop, dit is van Habakuk af, en hulle maak die tweede kaart. As ons agter ons kyk, hierdie is die presies dieselfde wat hulle gemaak het, dit is gemaak in 1842, by die 1843 kaart genoem word, en hier is die 1850 kaart wat gemaak is. Saam is dit 2 tafels van die waarheid, wat die Here dan vir ons gee, en dit is ons fondamente waarop ons staan. En 1863, ons het nie baie daaroor gesels nie, 1863 word dit amptelik die 7de dag Adventiste kerk. So wat ons nou wil doen is, ons wil nou kyk in ons tydlyn. Waar staan ons? Want ons het gesien al hierdie dinge en ons het dit gelees. Is lyn op lyn. Dit wat was, sal weer wees. So, kom ons kyk die einde van moderne Israel, die laaste generasie, die oorblyfsel. My aanhaling is van die werke van 1888, bladsy 804 en paragraaf 3. God het die boodskappe van Openbaring 14 al plek in die lyn van profesie gegee, en hulle werk is om nie op te hou tot die einde van die geskiedenis van hierdie aarde. En die boodskappe van die eerste en tweede engel is nog waarheid vir hierdie tyd, en is om parallel te loop met dit wat volg. Nou wat volg na die eerste en die tweede boodskap? Is die derde engel boodskap. Sy sê, die derde engel verkondig sy waarskuwing met 'n harde stem. Na hierdie dinge, sê Johannes, het ek 'n ander engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. In hierdie verligting word die lig van al 3 boodskappe gekombineer. Onthou met die bekragtiging van die eerste engelboodskap, het die engel van Openbaring 10, wat ons gesê het, wat die leeu is van die stam van Juda, Christus homself, in type afgekom, en die aarde is verlig. En Ellen G. White sê, van 1840 tot 1844 was 'n glorieryke manifestasie van die krag van God. Want hy het afgekom, en al hierdie dinge is bekragtig, en baie mense het ingekom daarin. Ons het gekyk na die engel van Openbaring 10. Die ander ding wat ons ook moet verstaan is, in sy hand het hy 'n boekie gehad. Dit was Daniël, en dit was 'n geopende boekie. Die opdrag was om te eet. Soos ons gaan, en ons gaan weer deur Daniël kyk, sal ons ook sien, die opdrag gaan oor eet. Wat eet jy? Eet jy die boekie wat Christus jou gee? Of eet jy nog van die wêreld en van die Romeinse en van Romeinse doktrines? Wat eet jy? En dit is die eerste toets wat daar gekom het. Die tweede toets wat hulle gehad het, 1842, was 'n visuele toets gewees. Wat was die visuele toets gewees in Noag se tyd? Want al hierdie dinge het hulle parallel met mekaar. Die visuele toets was gewees die diere, of in Engels hulle the beast, wat in die ark ingegaan het. As ons vandag kyk, wie is die beast? Die dier waarna ons kyk, is Rome. En
die 1843 kaart is dan vir die protestante die waarheid en hulle verwerp hierdie waarheid en hulle die kerke begin hulle deure dan toe te maak daarvoor. Die derde toets, en ons gaan 'n bietjie later baie meer daaroor gesels, gaan oor om te sien of daai karakter gebou is en of staan jy in daai lig wat God jou gegee het. So die derde toets is dieselfde as ons onthou het van Nebukadneser. Toe Daniël hulle gesê het, ons kan nie die koning se kos eet nie. Toe is hulle in 'n toets gesit vir 10 dae. Ek verwys net daarna, ons gaan later nog meer in diepte daardeur gaan. Maar na daai 10 dae het Nebukadneser gekom. Die toets was, is hulle beter en is hulle verstand meer helder as die ander. So die toets was nie nog 'n verdere tyd en geleentheid wat hulle gehad het om hulle karakter te verbeter of reg te maak nie. Die toets is die weegskaal. En hulle is nie te lig gevind nie. Nou wil ons kyk in ons. En ons begin hierso om te sê, ek wil eers identifiseer, wat is die tyd van die einde vir ons? Wat is die tyd van die einde vir ons? En ek gaan vir julle datum gee en dan gaan ons daaroor gesels. 1989. Nou wil ek die 9 en die 8 omrou. Ok. Voordat ek julle verduidelik waar die datum vandaan kom. Kom ons kyk na die duisternis hierso. Ons het gesê die duisternis. En ons kyk daarna en ons sê dit is ook the mystery of iniquity. In Afrikaans sê ons dit is die verborgenheid van die ongeregtigheid. Ok, kom ons kyk nou. 1863, kom ons kyk, daar's 'n verstrooiing van God se mense. Die SDA kerk begin, ons het hierdie hele geskiedenis deurgekyk, maar ons gaan nou sien, hulle stap weer terug. Die geskiedenis herhaal elke keer en ons sien dit presies. God se mense stap weer terug. Uit die lig uit, terug na die duisternis toe. En ek wil 'n bietjie hê ons moet daaroor gesels en ons moet dit kyk en ons sien dit. Ons sien dit vandag in die kerk. Kom ons kyk. Hierdie is 'n uittreksel uit die droom van William Miller en dit is baie mooi dat sy droom profeties 'n tydperk hierso van omtrent 1863 voorstel en hy gaan omtrent hierso na 1989 sal ons sien gaan hy na toe. En ek wil 'n bietjie daarvan praat en julle sal duidelik verstaan. As julle die droom ken onmiddellik, andersins gaan lees dit 'n bietjie meer. Ek sal julle die plek gee waar ek dit gekry het en dan kan ons 'n bietjie daaroor gesels. Die mense het begin kom. Eers 'n paar, maar later 'n groot skare. Toe hulle eers in die kussie gekyk het, was hulle verbaas en hulle het uitgeroep van vreugde. Maar na mate die toeskouers vermeerder het elkeen begin krap in die kussie en hulle het die juwele uitgehaal uit die kussie en hulle op die tafel versprei. Ek het begin dink dat die eienaar die kussie juwele van my hand sou eis. En as ek toelaat dat hulle versprei raak, sal ek hulle nooit weer so in die kussie kan plaas as wat hulle oorspronklik was nie. En ek het gevoel dat ek nie sal kan rekenskap gee nie, want die verantwoordelikheid sal te groot wees. En ek het die mense toe gesoebat om nie die goed te hanteer of hulle uit die kussie te haal nie, maar hoe meer ek gesoebat het, hoe meer het hulle versprei geraak. En nou het dit ook gelyk of hulle in die hele kamer rondgestrooi word, op die vloer en oral op die meubels in die kamer. Toe het ek gemerk dat daar onder die egte juwele en muntstukke ook 'n aantal valse juwele en muntstukke was. Verstaan julle wat hier aangaan? Ek het my baie vererg oor die slegte gedrag
en ondankbaarheid van die mense, en ek het hulle bestraf en verwyd. Maar hoe meer ek hulle bestraf het, hoe meer het hulle valse juwele en valse munte met die eg vermeng. Ek het toe so kwaad geword, dat ek hulle met 'n geweld uit die kamer gestoot het. Maar wanneer ek een uitstoot, het daar weer 3 in sy plek ingekom, met vuil goed en skaafsels en sand en allerhande rommel, totdat hulle elkeen van die egte juwele, diamante en muntstukke so bedek het, dat die mense nie een meer kon sien nie. Hulle het self ook die kussie stukkend gebreek en die stukke daar in die vuilgoed rondgegooi. En die een verklaring weet ons dat die juwele is die waarheid. So die waarhede wat die Here toevertrou het aan William Miller en die pragtige dinge wat daarin was, begin nou, kom die mense en hulle begin dit uit te haal. En hulle begin dit rond te gooi en hulle sit valse juwele, sit hulle daar binne in. So dis 'n tydperk waar die mense begin heeltemal terugstap. Ek het gedink dat niemand kom hom gesteer het aan my verdriet of ontstellenis nie. Ek was heeltemal ontmoedig en het gaan sit en huil. Hier is net 'n deel van die droom. Dit is in Eerste Geskrifte, bladsy 82, en hier was van paragraaf 1 tot 4. Okay. Nou moet ons 'n bietjie gaan kyk. Een van die dinge wat gebeur het in 1863 is, James White het gekom en hy het 'n kaart ontwerp. Hy noem dit die 1863 kaart. Wat daar gebeur het is dis om hierdie te vervang. En hy het nie in waarheid gestaan met wat hy gedoen het en getrou aan die lig gewees wat hy daar gehad het nie. Daar's baie redes en dinge wat ons meer kan oor gesels wat in sy lewe gebeur het en wat die toestand was van sy jy kan maar sê sy fisieke krag en wat met hom gebeur het daai tyd. Maar wat ook al is hy kom en hy begin met die 1863 kaart. En een van die dinge wat hy daarop doen is, wat ons verstaan is, hy vat die 2520 jaar en hy verwerp dit. Dit is die begin van wat gebeur het daar. Jy onthou van Levitikus 26. En hierdie verstrooiing dui reeds, as jy gaan kyk na die 2520 jaar, dui reeds op die verstrooiing van God se mense. Dan is daar baie ander dinge. Ek wil net vanaand kyk na Openbaring 3 vers 17. Kom ons gaan soontoe. Want ons moet sien wat is die toestand van wat gebeur het met die kerk en die toestand waarin God se mense beland het. En hierdie gaan oor Laodicea. Dis Openbaring 3:17 of Laodicense. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Presies die teenoorgestelde wat die kerk dink hulle is, sê die Here hulle is. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skaamte van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Maar die kerk het dit nie aanvaar nie. Die kerk het dit nie aanvaar nie. Kom ons kyk 'n bietjie verder aan die verborgenheid van die ongeregtigheid. Ek is weer by 1888 werke, bladsy 1813 paragraaf 2. Daar is gevare, sê sy, en ernstige onreg in die Review en Herald kantoor. As die lig van God nou gegee nie aanvaar word nie, sal mense wysheid aanvaar word. Sal menslike wysheid aanvaar word, in plaas van die goddelike wysheid. As die wysheid van God, wanneer dit ontstaan deur Satan en in die gedagte van die mense gesit word. So daar begin sy om ons te verduidelik dat as die mense nie die lig van God vat nie, dan gaan hulle begin kyk na mense se idees en se doktrines en hulle gaan begin die menslike gedeelte daarvan vat.
mense nie gelei deur die Here nie, en die mense se wysheid is aan hulle 'n hoë vorm en 'n bron van goeie, so Satan dit aan Adam en Eva geopenbaar het. Maar dit is die verborgenheid van die ongeregtigheid. Is hulle begin in mense hierdie tipe van doktrines en hierdie lig soek en hulle begin daarin staan en hulle verwerp met ander woorde die lig wat God vir hulle gegee het. Ek gaan nog 'n aanhaling hê. Daar is maar twee partye. Satan werk met sy misleidende krag en deur sterk drogbeelde en vang almal wat nie in die waarheid bly nie. Want hulle ore weggedraai het van die waarheid en wend tot fabels. Satan self staan nie in die waarheid nie. Hy is die verborgenheid van die ongeregtigheid. Hy gee vir sy sieldodende foute die voorkoms van waarheid. Hierin is hulle vermoë om te mislei. Hierdie is 2 MCP in bladsy 699 paragraaf 3. Ek het nog 'n aanhaling. God het aangebied om die gevare van wat diegene dreig, wat die boodskap van die derde engel verkondig, dat hulle die skrif deeglik moet deursoek, dat hulle kan leer hoe om teen die verborgenheid van ongeregtigheid te waak, wat so 'n groot rol in die sluitingstonele speel. Hierdie 7BC, wat sy 89, paragraaf 6. So, hier begin ons sien waar die gees van profesie vir ons begin vertel dat die 7de dag Adventiste organisasie begin terugstap. Hulle begin die lig wat God hulle gee, ruil vir die lig van mense. Hulle begin vir hulle mense te kies wat kan voorstaan, wat kan mooi praat, wat vir hulle kan al hierdie tipe van dinge gee, wat hulle dan wil hê. En dan kan ons hierso kyk, opskrif, die nuwe organisasie gee die leerstellings. Dis hartseer as ons hierdeur gaan, ek gaan net 'n bietjie daardeur, maar daar's baie inligting wat ons het van wat regtig in die kerk aangegaan het en wat gebeur het tot nou toe. Die boek van die Bybel bevat belangrike opdragte wat verontagsaam word, want hulle sê so baie oor 'n persoonlike God. Hy het nie geweet waar sy voete neig nie, maar in sy onlangse geskrifte is sy neigings na pantheïsme geopenbaar. Sover ek weet is dit Kilox waarvan sy praat. Die vyand van die siele het gepoog om die veronderstelling in te bring dat 'n groot hervorming vir die 7de dag Adventiste nodig was en dat die hervorming sou bestaan in die gee van leerstellings wat staan soos pilare van ons geloof en in 'n proses van herorganisasie in te gaan. Sou hierdie hervorming plaasvind, sê sy, wat sal tot die gevolg wees? Die beginsels van die waarheid wat God in sy wysheid gegee het vir die oorblyfselkerk sou weggegooi word. So dit is baie interessant wat sy sê is, hulle gaan hierdie goed aanvaar en hulle gaan al daai beginsels van hulle begin weggooi. Ons godsdiens sou verander. Die fundamentele beginsels wat die werk vir die afgelope 50 jaar volgehou het, sou gereken word as 'n fout. 'n Nuwe organisasie sal gestig word. Boeke van 'n nuwe orde sal geskryf word. 'n Stelsel van intellektuele filosofie sal ingestel word. Die stigters van hierdie stelsel sal in die stede gaan en 'n wonderlike werk doen, of dit sal so lyk. Die Sabbat natuurlik sou lig beskou word, soos ook die God wat dit geskep het. Sy wys so stelselmatig gaan hulle, maar hulle gaan absoluut teen die beginsels van God. En hulle begin 'n hele nuwe organisasie. Die leiers sal leer dat die gesindheid is beter as die daad. Maar as God verwyder word, sou hulle afhanklikheid van menslike krag kry, wat sonder God waardeloos is. Hul fondamente sal gebou word op die sand, en met die storm sal die struktuur weggespoel word. Wanneer kom die storm? Ons gaan daarna kyk. En as die storm kom, neem hierdie woorde in ag en gaan kyk. Sê sy, gaan die struktuur
weggespoel word. Hierdie is spesiale getuienisse, reeks B, nommer 7, bladsy 39, paragraaf 2 en 3. Dit is net 'n klein idee. Ons kyk nou, as ons vandag kyk, sien ons spiritualisme word ewen in die universiteite aangebied as 'n vak. Spiritual formation noem hulle dit. As ons gaan kyk na musiek, mense, daar's nie meer 'n verskil in die wêreld en in die kerk as jy gaan kyk met musiek. Die dromme wat hulle ingebring het, die dans wat hulle ingebring het, daar's soveel dinge wat hulle ingebring het, en hulle meen dit is om 'n bietjie lewe in te bring, en dit is om jong mense terug te bring na die kerk toe. Hulle stap totaal van die platform wat die Here vir hulle daar gegee het, af in daai verband. Menslike teorieë. Daar is so baie verdraaiings, wat elke iemand bygesit het. Dit klink baie mooi en dit klink logies, en ons begin daai tipe van dinge aanneem, en ons begin dit oorvertel, en dit is nie van die Here af nie. Die ander ding is die bewysteksmetode. Deel van die 14 reëls van William Miller, het hy gesê, ons gaan in die Bybel, en ons gaan al daai tekste naslaan van daai spesifieke onderwerp, en ons gaan bewys, en ons gaan ons getuienisse kan neersit. So in Engels noem hulle dit 'n proof text method, in Afrikaans verstaan ek dit onder bewysteksmetode, en daar begin die kerk daai wat absoluut ons die riglyn gee en die standvastigheid om seker te maak, dit is die woord en die woord alleen wat praat, en hulle sit dit terug. Onthou, profesie is die lig op ons pad. En daar kan ons gaan kyk, ons het van hierdie dinge al deurgegaan. Maar nou begin hulle na die protestante manier kyk van Bybelse interpretasie, en hulle begin dit inneem, en dit begin hulle leer in hulle stelsels, en dit is een van die dinge wat die mense doen. Die ander ding is, as ons gaan kyk na gesondheidsboodskap, is 'n ander aspek wat die Here gegee het, spesifiek aan ons kerk, om in te gaan in die wêreld en 'n verskil te maak. Hy sê, bou sanatoriums, en doen dinge op so 'n manier, en wat doen die kerk? In werklikheid, as jy gaan kyk, gaan doen hulle die teenoorgestelde. En hulle vat die lig wat die Here hulle gegee het, en hulle verdraai dit. Ons kan gaan kyk na hulle skole, ons kan gaan kyk na baie dinge. Julle kan self gaan kyk, wat het gebeur met die gesondheidsboodskap, omtrent koffie, tee, omtrent kafeïne, daai tipe van dinge, kaas, saam met jou maaltyd, om nie vloeistof te gebruik nie, en ons in ons eie kerke, ons weet dit almal, daai dinge is ewen vleis, word aangebied in ons eie kerke. So die beginsels wat die Here daar gestel het, vir ons om 'n heilige lewe te lei, kom die kerk en hulle gaan een kant toe. So dit is alles deel van die duisternis wat ek probeer sê. En nou moet die Here kom, om ons uit daai duisternis uit te haal. Maar daar's 'n verskil. Ons sit in die 4de generasie van Adventisme. En ons sal ook kan sien is, hierdie is die laaste generasie. Ons het al gekyk daarna, en ons gaan nog meer gesels daar omtrent, Lukas 21 dink ek. Die wat hierdie dinge sien gebeur, dit is die laaste generasie. En dan gaan dit vir julle verduidelik, soos ons hier deurgaan. Tyd van die einde, 1998. Daar's iets baie belangriks wat julle moet verstaan. En die Gees van Profesie, Ellen G. White skryf vir ons om te sê, as ons vergeet wie die man van sonde is, die antichrist, dan gaan ons hande vat met hom. En in die 1980s, wat gebeur is, Ronald Reagan vergeet wie is die pausdom. Hy vergeet wie is die dier. En aan hom, en hoe hy dit verstaan, sê hy kommunisme. En daar kyk hulle na Rusland, na die Sowjet-Unie, en hulle glo dat daai is die dier, daai is die antichrist. En hy gaan vat hande met die Pope homself, en sê, help my, dat ons hierdie ding van die aardbol af kan wegneem. Ek wil net vir julle sê, en ek doen dit baie kort, so ons gaan baie ander aanbiedings moet hê.
In die jaar 508, toe sit ons met paganistiese Rome. En dit vat hulle 30 jaar om in te kom as die pauslike Rome. En ons onthou van die 10 koninkryke, dit is ook die 10 horings wat daar was. 3 was ontwortel, onthou julle, die Ostrogoths, die Vandals en die Hadolai, en hulle 3 moes verwyder geword het, sodat die Romeinse stelsel kan uitkom daar. So, daar was 3 dinge wat in sy pad was. En ons gaan kyk vandag, die dodelike wond kry die dier, die roomstelsel, en hy moet nou weer terug in bewind kom. En geskiedenis herhaal homself, die Here leer dit vir ons, as niks niets onder die son nie. En wat gebeur is, daar is weer 3 dinge in sy pad, wat hy moet uithaal. En ons gaan kyk die eerste daarvan, en dit is wat gebeur het, en dit gaan oor ateïsme. En dit was wat in sy pad gestaan het. Want as jy kyk na Rusland en jy kyk na die hele Soviet Union, en dit het hulle gesien, en dit het in die Romeinse stelsel se pad gestaan, om stelselmatig te begin grondwen, om terug te kom, om te staan. En wat gebeur in 1889 is die muur val heeltemal, die ateïstiese stelsel stort in duie, en hierdie eerste, in Engels hulle 'n obstacle, 'n hindernis, as ek dit so kan stel, word verower. Dis groot nuus. Ons sien hoe die muur platgeslaan word, en almal gaan oor en hulle glo dat hierdie is 'n vreeslike groot, wat kan 'n mens sê, ewel wat hulle uitgewis het. Maar in werklikheid is dit die eerste hindernis wat uit die pad geruim is vir die pausdom om terug te kom in sy bewind. So die muur val in 1998, en ek wil hê ons moet dit gaan kyk na Daniël 11 vers 40. Dis die verduideliking daarvan wat ons in die Bybel kry. Die vers bestaan uit 2 dele, en kom ons kyk na die eerste gedeelte. Maar in die tyd van die einde, ons het hierdie ding gebruik toe ons kyk na die val van die pauslike en die dodelike wond wat hy gekry het. So kom ons kyk weer daarna. Ekskuus. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide, ons het hom daar geïdentifiseer, onthou julle, as Frankryk. Dit was ateïstiese Frankryk. Met hom, dit was die koning van die noorde, dit was die pausdom, in botsing kom. En die koning van die, laat ek dit net so lees, laat ek julle nie deur mekaar maak nie, maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom. So wat gebeur het is, Frankryk het gekom, hulle het die paus gevat, julle onthou die storie, hulle het hom gevat in ballingskap, hy is dood, en die hele stelsel het 'n dodelike wond gekry, waarvan die koning van die suide was ateïstiese Frankryk, en die koning van die noorde, weet ons, is die pausdom. Maar nou sien ons in die tweede gedeelte van hierdie vers, en die koning van die noorde, nou kom die pausdom. Okay? En hy sal hom, en in hierdie geval is dit nog steeds ateïsme, maar ateïsme sit nie meer in Frankryk nie. Ateïsme sit nou in die Soviet Union, soos ons dit noem, Sowjetunie, dit is meestal Rusland. So, afstorm met strydwaans, perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die land inkom en instroom en dit oorvloei. Ek gee julle baie min inligting hierso. Ek gaan 'n hele aanbieding wat ek wil hê van Daniël, ons gaan nou daarna kyk, Daniël 11 vers 40 tot 45. Okay. Die eerste engel arriveer. Dieselfde as daar kom die eerste engel en hy arriveer. Ek gaan nou vir julle verduidelik. Laat ek hierdie aanhaling lees. En ons is nog steeds besig weer terug na die droom van William Miller. Onmiddellik het die deur oopgegaan en 'n man het in die kamer ingekom. Toe die mense dit verlaat het, en hy met 'n stofbesem in sy hand,
maak die vensters oop en begin om die vuil en vuiles uit die kamer te borsel. Ek het vir hom geskree om op te hou, want daar was ook van die kosbare juwele verstrooi in die vuilgoed. Hy het aan my gesê, moenie vrees nie, ek sal sorg vir hulle. Dit is nog steeds Eerste Geskrifte, 8 bladsy 83, paragraaf 2 tot 4. Ek wil net 'n bietjie verder lees, en toe terwyl hy die vuilgoed en rommel en valse juwele en muntstukke uitgevee het, is alles by die venster uit soos 'n wolk, en die wind het hulle weggewaai. Te midde van die geweerskaal het ek my oë vir 'n oomblik gesluit. Toe ek hulle weer oopmaak, was al die silwer muntstukke, toe ek my oë oopmaak, was al die vuile goed weg. Die kosbare juwele, die diamante, die goue en silwer muntstukke het nog oral in die kamer verstrooid gelê. Toe het hy op die tafel 'n kussie geplaas, baie groter en mooier as die eerste een, en hy het die juwele, die diamante, die muntstukke handvol gewys opgetel en hulle in die kussie gegooi, sodat daar nie een agtergebly het nie, alhoewel sommige van die muntstukke nie groter as 'n speldkop was nie. Toe het hy vir my gesê, kom kyk. Dit is nog steeds Eerste Geskrifte, bladsy 83, paragraaf 2 tot 7. Dit is allemaal saamvat. So, ons het 'n verstrooiing gehad van al daai pragtige waarhede, en hier kom die Here, en hy vat dit by mekaar, en nou begin hy al hierdie goeders baie mooi in plek sit. So, die eerste engel kom af, en onthou wat is gesê van die eerste engel, dit is nog steeds 'n oproep van bekeer van julle sondes. Okay? Wat ons weet is, dieselfde as daai kant, dit is 'n vermeerdering van kennis. Okay? Nou wil ons kyk, wat is die kennis en die vermeerdering van kennis wat die Here hiervan praat? En die hoofsaaklike vermeerdering van kennis gaan oor die werk van die pausdom. Die Here begin om sy mense meer te vertel oor, wat is hierdie laaste tyd van die aarde, en met die klem om te sê is, as ons nie kyk na die dier, na die pausdom en wat daar aangaan nie, gaan ons nie verstaan wat in hierdie tydlyn van ons aangaan nie, en ons gaan nie voorbereid wees nie. Daniël 10 vers 14, ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op verre toekoms. So, dit is baie, baie belangrik dat ons dit verstaan. Aanhaling daarvan, in die eerste engelse boodskap, word die mens geroep om God te aanbid, as ons skepper, wat die wêreld en alles wat daarin is gemaak het. Hulle het hulde aan 'n instelling van die pausdom gebring, en maak die effek van die wet van die Here tot niks. Maar, daar sal 'n toename van kennis oor hierdie onderwerp wees. Sy sê dit in 2 Selected Messages, bladsy 106, paragraaf 1. Formalisering van die boodskap. 1996 is daar 'n tydskrif, Time of the End magazine in Amerika, en daar word 'n boodskap daar aangesit om te sê is, die boekie wat oopgegaan het van Daniël, gaan alles oor Daniël 11, 40 tot 45. As ons daai gaan bestudeer in diepte, sal ons sien Daniël 11, 40 tot 45 bevat alles wat ons nodig het vir die hele toekoms tot die sluiting en die wederkoms van Christus. Wat gaan gebeur met betrekking tot die pausdom? In ons tydlyn. Hierdie boek word dus, en hierdie word dan gepubliseer en word wêreldwyd kom dit in. En dit is in 1996 word die formulering gedoen daar. Okay. Dan wil ons kyk na die eerste engel word bekragtig. En ons gaan sien, baie interessant, die engel van Openbaring 18 daal neer, en dit is 'n wêreldwye boodskap. As ons gaan kyk na die engel van Openbaring 10, het hy neergedaal, onthou julle, met groot lig, die aarde was verlig, en
die boekie was oop en dit was 'n opdrag gewees aan God se mense om te sê, eet. Die boekie is oop, hulle moet die boekie eet. Nou kyk ons hierso na Openbaring 18, vers 1 en 2. En ek wil 'n bietjie tyd daarmee spandeer. Openbaring 18 en na vers 1 en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag. En die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Kan julle sien? Dit is 'n presiese parallel van Openbaring 10 sover. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: "Geval, geval het die groot Babylon. En dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onrein geeste en 'n versamelplek van allerlei onrein en haatlike voëls." So Openbaring 18 kom hier uit. As ons gaan nou 'n bietjie kyk na die 4de engel. En ons gaan kyk Openbaring 18 vers 1 en 2, sluit dus die eerste engel en die tweede engel in. So wat hierso gebeur is, dis die bekragtiging van die eerste engel, maar dit is ook die arrivering van die tweede engel. So in werklikheid kom die eerste en die tweede engel hierso en dis alles Openbaring 18 vers 1 en 2. Die datum waar dit op hierdie gebeur 2001 en dit is 9 September. Wat gebeur 9 September 2001? Kom ons hoor wat sê die gees van profesie. Nou kom die woord wat ek verklaar het dat New York weggevee sal word deur 'n vloedgolf. Dit het ek nooit gesê nie. Ek het gesê, soos ek kyk na die groot geboue wat daar opgerig word, verdieping na verdieping, watter verskriklike tonele sal plaasvind wanneer die Here opstaan om die aarde te verskrik. Dan sal die woorde van Openbaring 18, 1 tot 3 vervul word. Die hele 18de hoofstuk van Openbaring is 'n waarskuwing van die dinge wat oor die aarde sal kom. Maar ek het geen lig in besonder met betrekking tot die dinge wat oor New York sal kom nie. Maar ek weet dat eendag sal die groot geboue neergegooi word deur die draai en die omdraai van God se krag. Deur die lig aan my gegee, weet ek dat vernietiging in die wêreld is. Een woord van die Here, een aanraking van sy magtige krag, en hierdie massiewe strukture sal val. Tonele sal plaasvind en die verskriklike kommer wat ons nie kan dink nie. Hier is uit LS, bladsy 411, paragraaf 5. Ek wil nog aanhalings gee, dat ons 'n bietjie kan kyk wat gebeur hierso. 9/11, soos ons dit ken, September 9, 2001, met die waar Islam gekom het en Amerika aangeval het met die vliegtye. En dit is 'n vervulling van profesie. En ek gaan dit verduidelik. Ons leef in die tyd. Hierdie is aanhalings wat ek gaan deursit. Dit is van uit die aanhalings gaan ek gee in Engels, die naam. Dit is CCH, bladsy 38, van 1 tot 6 paragrawe. En ek het nie alles op elke paragraaf gesit nie, dat ons net die basiese inhoud daarvan kan verstaan. Sy sê, ons leef in die tyd van die einde. Die vinnige vervullende tekens van die tye verklaar dat die koms van Christus naby is. Die agentskappe van die bose is besig om te verenig, al hul magte te konsolideer. Hulle is besig om hulle te versterk vir die laaste groot krisis. Groot veranderinge is op pad om plaas te vind in die wêreld en die finale bewegings sal vinnig wees. By een geleentheid in New York stad was ek in 'n nagseisoen geroep om te sien geboue met stygende verdieping na verdieping reik na die hemel. Hierdie geboue is veronderstel om 4 vas te wees. Hoër en steeds hoër het hierdie geboue gereis. Die toneel wat volgende voor my afgespeel het, was 'n alarm van vuur.
Mense het na die hoë en vermoedelik 4 bestaande geboue gekyk, maar hierdie geboue is verteer asof dit van pik gemaak was. Die brandweerwaens kon niks doen om die vernietiging te stop nie. Die brandweermanne was nie in staat om die engines te bedryf nie. Geen aardse mag kan die hand van God terughou nie. Geen materiaal kan gebruik word wat hulle sal bewaar van vernietiging wanneer God se bestemde tyd kom om vergelding te stuur op die mense vir hul minagting van die wet nie. Die wêreld is geroer met die gees van oorlog. Die profesie van die 11de hoofstuk van Daniël het byna sy volle vervulling bereik. God sal die tonele van moeilikheid genoem in die profesie. Gou sal die tonele van moeilikheid genoem in die profesie plaasvind. As ek dit lees, kan ons 'n duidelike ooreenkoms sien van die gebeurtenisse wat gebeur het in 9/11 in 9 September 2001. Is dit parallel met hierdie? Kom ons kyk, is baie mooi. Die eerste wee is Islam, 'n man op 'n perd. Ons het gekyk na die tweede wee wat gebeur het en hulle dit voorspel. Toe Islam vasgehou was, en dit is by die Ottoman Empire wat geval het, 11 Augustus, en die voorstelling wat ons het op die kaarte, is 'n man op 'n perd. Die derde wee is Islam wat vasgehou word. Al drie is dieselfde. En wat hier gebeur in 9 September 2001, kom Islam en hy val Amerika aan en onmiddellik gaan George Bush, die woord gaan uit na die wêreld toe en hy in Engels hulle restrain. Hy hou Islam vas. So radikale Islam word gebind en vasgehou op daai. Presies soos wat dit daar gebeur het. Presies soos wat dit gebeur het in die eerste week. So as ons gaan kyk na die 7 trompette en ons doen 'n studie, die laaste 3 weet ons is weer. Sien ons radikale Islam word vasgehou in die eerste, die tweede en in die derde week. Ek wil baie graag nog 'n hele aanbieding daaroor doen en meer lig daaromtrent werp. Wat belangrik is die torings wat geval het, verteenwoordig die finansiële gedeelte van Amerika en in die wêreld. Dis die World Trade Center. Okay? En dit val. Ons sien dan ook, word die weermag by die Pentagon, kom die een vliegtuig en hy ry en hy gaan basies in daai gebou in. Wat sê die aanval was op 3 plekke. Die finansiële kant van Amerika, die militêre kant en die ander een het in die aarde ingeval wat ook die land verteenwoordig. So dit begin ons wys en ons gaan meer dieper studie doen van die stelselmatige val van Amerika wat hierso wat ons na gekyk het waar protestantisme geval het en ons kyk verder hierso na die staatsgedeelte wat dit gaan val. Maar wat baie belangrik is dis 'n wêreldgebeurtenisse. En wat ons kyk is van Amerika, toe hy in bewind gekom het, was dit God se mense wat toevlug gekry het in Amerika en hulle skryf 'n grondwet. En in die grondwet sê hulle ons wil en sal nie weer deur ander mense gelei word nie. Ons wil die Here dien volgens ons eie gewete. En die grondwet word daarvolgens geskryf. Laat daar nie weer 'n instansie kan opstaan om te manipuleer en te sê volg ons nie. En dis presies hoekom Amerika die land van vryheid genoem word. Maar iets baie belangriks gebeur op hierdie datum. In Engels noem hulle dit the Patriot Act. Wat daar gebeur is, die wetgewing wat Amerika nog altyd het, is jy is onskuldig totdat jy skuldig bevind word. Nou, wat nou gebeur is hierso, draai hulle dit om en hulle herskryf en hulle begin die grondwet verander, want onthou, die dier wat uit die grond gekom het, lyk soos 'n lam, maar as hy praat hy soos 'n draak. Nou, wanneer praat 'n land? Hoe praat hy? Is deur wetgewing. Onmiddellik daar kan ons sien, een of ander tyd gaan Amerika kom en hy gaan 'n wetgewing maak,
Ons weet, dit gaan 'n wêreldwye wetgewing wees. En daai wetgewing gaan daai lamdier gaan ons onmiddellik sien, is nie 'n lam nie. Dis 'n draak. En dis die wetgewing wat hy gaan maak. Maar hier sien ons die begin van die verandering van die grondwet en hulle herskryf en hulle sê, nou is jy skuldig totdat jy onskuldig bewys word. So nou gaan hy van Engelse wetgewing, soos hulle sê, English law na Roman law. So hy gaan na 'n Romeinse wetgewing toe wat sê, jy is skuldig tot jy onskuldig bewys word. Dan kom daar baie ander wetgewings wat hier ingekom het, wat ons gesien het in 2001. Dit gaan byvoorbeeld, as daar probleme in die land is, ek gaan baie van hierdie terme in Engels noem, dit is hoe ons dit verstaan, soos martial law, ek weet nie wat is die Afrikaans daarvan nie, en die oomblik wanneer daar 'n onrus in die land is en hulle kondig af martial law, dan verval baie van die normale wette, en hulle is wette om te sê, en julle kan dit gaan naslaan, om te sê is, as hulle vermoed jy is 'n terroris, en jy het te doen met enigstens 'n omverwerping van die regering, mag hulle jou ondervra, hulle mag jou toesluit, sonder om aan te kla, solank as wat hulle wil. En dan, as julle ook gaan kyk, sal julle sien dat hulle kan jou ondervra, hulle kan 'n hofsaak hou, hulle kan jou skuldig bevind, en hulle kan jou teregstel, sonder om dit publiek te maak. Jy gaan sien, daar is soveel wette wat hulle absoluut in hulle hande kan vat, en die definisie van 'n terroris, wat sal julle sê is dit? En hulle sê, dit is enige iemand of 'n instansie, wat die regering kan omverwerp, wat haatspraak het, wat enigstens iets te doen kan hê met die omverwerping van die regering. En as julle gaan mooi kyk, sal julle sien, ons is Adventiste, en wat ons wel sê, omtrent Rome, sien hulle as kwaad of haatpraat, en dat ons sal verder sien, omtrent wetgewing oor die Sabbat, en die Sondag, dat ons gesien sal word, presies, as diegene wat hulle voel, die land kan bedreig, en hulle kan daai wetgewing en daai wette toepas, om ons dan heeltemal te isoleer, hulle kan jou in die tronk sit, hulle kan al hierdie tipe van dinge van jou doen, dit sit die mag in hulle hande, en dit is die stelsel waarmee Satan besig is, en dis alles agter die skerms, om besig te maak om die dier wat te wond gekry het, terug te plaas as die heerser van die wêreld. Hierso begin het in 1998, Amerika kom en Amerika vat hande met Rome. En daardeur gee Amerika homself as 'n militêre mag, as 'n weermag van die pausdom. En as dit aangeval word, dan word die weermag van Rome aangeval, soos dit daar aangeval was, soos dit met die eerste weer aangeval was. So wat ons nou sien is die army van Rome, en dis Amerika word aangeval, maar baie presies en strategies word dit gedoen. Maar ons sien, 'n man op 'n perd, 'n man op 'n perd, 'n man op 'n perd wat Islam voorstel. En ons gaan baie mooi nog daarna kyk. Kom ons kyk net so bietjie vandag 'n bietjie meer na Islam. Islam word vasgehou, Openbaring 7 vers 1. Na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan. En hulle het 4 winde en het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat hulle geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. Vers 3, en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons diensknegte van ons God op hulle voorhoofde geseël is nie. Ok, ek gaan julle 'n bietjie agtergrond gee. Genesis 16 vers 12. Ons praat baie keer van Ismael, of die kinders van Ismael, weet ons is die kinders van Islam vandag. En die profesie wat gegee is al in Genesis 16 vers 12, en hy sal 'n wille esel van 'n mens wees, dis Ismael, sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. So dit is baie belangrik om te weet. Ons het gekyk hoe, ek gebruik dit in 'n term van Ismael, of die nakomelinge van Islam, as ek tydker verkeerd praat, om te studeer en kyk daarna. Het ons gesien, het Josef gehelp,
uit die put uit, hulle is aan hulle verkoop, in 'n manier het hulle Josef se lewe gered, as jy dit so kan stel, God het hulle gebruik, om hom dan na Egipte toe te vat. So het ons gesien met Josef, met die 3 wyse manne, wat ook afstammelinge van Ismael is, of Ismaelite. Hulle het die geskenke gegee vir Jesus, wat dan ook gebruik was, as 'n finansiering om na Egipte te vlug. So ons het gesien, Islam speel 'n baie groot rol. Nou wil ek gaan na Esegiel 37, dit is baie belangrik, ek kan nie alles vir julle nou lees nie, maar in Esegiel sien hy hierdie vallei met droë bene, en daar word van hom gesê, profeteer, en terwyl hy profeteer, sien hy been kom op been, en hierdie geraamte begin as 'n mens daar staan. Maar wat baie interessant is, daar's nie lewe in hulle nie. So hulle staan, maar daar's nie lewe nie. Wat gee hierdie ding lewe? Wat gee hierdie gedroogde bene, hierdie jy kan maar sê mens weer lewe? Nou, kom ons kyk maar, ek gaan dit vat van vers 9 af, Esegiel 9. Daarop sê hy vir hom, profeteer tot die gees, profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in die hierdie dooies, dat hulle lewend kan word. Nou, as ons kyk na die 4 windstreke, sal ons kyk na die 4 winde, sal ons ook sien vergelyk na Islam. Ons gaan 'n bietjie later baie mooi kyk na al die beeldsprake, en ons verstaan dit is Islam. Die kinders van Ismael. En ek profeteer soos hy my beveel het, toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot armee. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore, daar is klaar met ons. Ek wil hê julle moet mooi verstaan. Die boodskap van Islam is wat lewe gee. 9/11, 9 September, daai boodskap en daai gebeurtenisse is vir ons toe die engel van Openbaring 18 afgekom het en hy die aarde verlig. En daai boodskap word nou verlig vir die hele wêreld en dit gaan nou in die wêreld in. Daar's baie conspiracy theories soos wat hulle sê. Allerhande snaakse dinge. Ek gaan nog een of 2 lees. Hier is van 20 MR, bladsy 216 en 217. Engele hou die 4 winde vas. En luister mooi wat sy sê. Verteenwoordig as 'n kwaai perd wat los wil breek en 'n aanval oor die oppervlakte van die hele aarde bring, wat vernietiging en dood in sy pad het. So wat sy doen is, en as ons dit gaan bestudeer, sal ons sien, dit is Islam, is radikale Islam. So die 4 winde wat wil losbreek om hierdie oor die aarde te bring is Islam. En wat gebeur het is, op hierdie stadium het die Sondagswet, en julle kan dit gaan kyk en gaan Google om te sien dat die Sondagbeweging begin van 1888 wil hulle wetgewing inbring by Amerika om te sê is ons wil erken dat die Sondag is ons rusdag. En God hou dit terug want sy mense is nie reg nie. En so kom hulle en hulle wil weer wetgewing op die tafel sit. En wat gebeur is God gebruik Islam. En Islam val Amerika aan. Die armee van Rome. En almal se aandag verskuif van waarmee hulle besig was en wat hulle wou doen. En hulle is besig met Islam. Want Islam is besig om die hele wêreld te irriteer. En almal se aandag word daarby bepaal. Vir watter rede het hy dit gedoen? Dis om ons kans te gee, want julle sien, van hier af begin die verseeling. God se mense word verseël in hierdie tydperk en hier begin dit. En die aandag word weggedraai. Ek wil net verder lees. Sy sê, ek gaan van vooraf begin, engele hou die
4 winde vas, verteenwoordig as 'n kwaai perd wat los wil breek en 'n aanval oor die oppervlakte van die hele aarde bring, wat vernietiging en dood in sy pad bring. Sal ons slaap op die rand van die ewigheid? Sal ons vaal en koud en dood wees? O mag hy in ons kerke die gees en asem van God inblaas in sy volk, dat hulle op hulle voete kan staan en leef. Bring sy weer die verband tussen Islam en die asem vir ons daar. Ons moet nou opstaan en skyn, omdat ons lig gekom het. En die heerlikheid van die Here is op ons. Ons het geen tyd om te praat van self, geen tyd om soos 'n sensitiewe plant te wees, wat nie aangeraak word sonder om te krimp nie. Alle skadelike, ontmoedige invloede word in beheer gehou deur die onsigbare engelhande, totdat elkeen verseël is in sy voorkop. So dit is baie, baie, baie belangrik om daarna te kyk. Die 4de engel verteenwoordig, en ek gaan na die 4de engel kyk later. Ek gaan hierdie quote het ek gelees en ek het gesê dit is 20 MR, bladsy 216 en 217. Maar wat vir my belangrik is, 1989 val die muur van kommunisme en dis die eerste struikelblok wat in die pad staan vir die Romeinse stelsel om terug te kom in bewind. Sy dodelike wond is besig om te genees. As baie inligting hieroor wat ons nog met mekaar kan deel. Die kennis wat vermeerder gaan oor nog steeds die boek van Daniël en dit gaan vir ons baie oor wat is besig om te gebeur met die pausdom en hoe is hy besig om bewind te kom. 1996 word die boek gepubliseer, Time of the End magazine, en hy bevat Daniël 11:40 tot 45 en dit is ons vorming van ons boodskap om te sê, as ons hierdie bestudeer en ek gaan 'n hele aanbieding daarvan moet gee, sal ons sien dit is die hele geskiedenis van hieraf wat gaan gebeur tot met Christus kom. 2001 September 9 word Islam, radikale Islam vasgehou. Presies soos in die tweede wee en soos in die eerste wee. As ons dit gaan bestudeer, sien ons dit is 'n presiese herhaling van wat gebeur het. Ons sien die engel van Openbaring 18 kom af. Maar ons sien ook, en ons gaan baie mooi kyk met die tweede aanbieding, dan gaan ons sien dat Openbaring 18 se engel, noem ons die 4de engel boodskap. Hy is 'n komposisie van die eerste, die tweede en die derde engel. En ons gaan kyk dat die eerste en die tweede engel word weer herhaal in ons tydperk, voordat ons dan die vervulling van die derde engel se boodskap gaan sien. Ons sien dat die 4 winde stel voor Islam en ons gaan sien hoe dit losgelaat word. God gaan dit vashou, gaan losgelaat word, God gaan dit vashou en op 'n stadium gaan dit heeltemal losgelaat word. Ons gaan kyk na die profeseë daarvan. Vir nou wat belangrik is die wêreld se aandag en fokus word geskuif en God se mense kry 'n kans om verseël te word. Dis ek en jy. Ons leef in 'n baie belangrike tyd. Ons leef aan die einde van die aarde se geskiedenis. Ons moet dit verstaan van hoe die Here dit vir ons gee uit die woord uit. Ons kan dit nie verdraai nie. Ons gaan die manier gebruik wat die Here vir ons gegee het van William Miller en ons gaan die bewysteks manier gebruik en ons gaan elke ding van hierdie uit die woord uithaal en ons gaan dit daar neersit. Die gees van profesie sonder haar sou ons nie by hierdie dinge gekom het nie. En dit is vir ons van radikale en dit is vir ons 'n toets wat die Here gee om haar werke te aanvaar en te sien dat dit waarheid in ons is. Kom ons buig voor die Here en ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, die woorde wat ek kan spreek, my Here, is nie naastenby genoeg en doeltreffend om al hierdie dinge te verduidelik nie. Ek vra dat U Heilige Gees ons sal lei en ons sal leer dat ons hierdie dinge kan bestudeer en dit sien vir onsself en sien hoe U Islam gebruik het, my Here, nog altyd om van U werk te doen, om U kinders tyd te kan gee in hierdie geval, om reg te kom, om verseël te word. Stap saam met ons, my Here, en help ons in hierdie geskiedenis, vir al hierdie waarhede, en dat ons dan kan staan en dit kan sien. Dat ons die siel van God kan kry in hierdie werk van die Here nie. Ek vra dit in Jesus se naam, amen.
Thank you.